jy al op 'n plekkie gekom in die lewe waar jy voel, Here, alles om my het doodgegaan? Ek praat nie van die blommetjies wat in wintertyd doodgaan en die gras wat doodgaan, ek praat van geestelik. Alles is net besig om koud te word. Alles vervaag. Here, ek is nie meer op die plek waar ek moes wees nie, of moet wees nie. Here, ek bid nie meer soos wat ek gebid het nie. Here, ek prys nie meer die Here soos wat ek hom geprys het nie. Baie mense dink dat jou geesteslewe groei as jy net jou Bybel lees. Ek wil vir u sê, jy moet jou Bybel lees, dis waar. Jy moet elke liewe dag van jou lewe, al lees jy Psalm 23 50 keer oor, dan wil ek vir u sê, daar's 'n antwoord in Psalm 23 elke dag van jou lewe. So kan jy al baie skrifte in die woord van die Here lees, en jy kan hulle oor en oor lees. Ek wil vir u sê, na bykans 26 jaar in die bediening, het ek al telke male by gedeelte stil gestaan, en dink ek, maar Here, ek het al in die gedeelte gelees, of ek het al daaroor bedien. Maar dan kom ek agter, daar's iets niets vir my in daardie gedeelte. Amen. Daar is iets meer en wonderliks daarin opgeteken. Ek wil vir u sê, 'n paar jaar terug, toe moes ek met 'n paar manne praat, en ons het 'n mannegroep gehad wat ons toegespreek het, en die Here sê vir my, praat oor Psalm 23. Nou, dit klink nou 'n bietjie snaaks. En weet jy dat ek gaan sit stil, en ek ontdek 'n diepte in Psalm 23 wat ek van tevore nog nie gesien het nie. En daardie aand, toe praat ek met die mense oor Psalm 23 en die Here werk deur. Weet jy dat soms raak dit net stil om ons. Soms raak dit net koud om ons. Nou daar was 'n geleentheid, en as jy stil staan en jy ry om, ek ry nou vanmôre op pad hiernatoe, ry ons by so 2 kerke verby, is baie keer goed, want ons het altyd kerk toe geloop. Dan sien jy nou nie alle kerke nie, maar op ons pad sien ons so 1 of 2 kerke. En elkeen se aanslag net voor die intree by die kerk se deur verskil. Jy sien dit. Die een kom met 'n pak klere kerk toe. En sommige kom nou maar met die jeans en die tekkies en die uithanghemp en die partykeer met die kortbroek en die plakkies en alles en dit. En dis hulle keuse, dis hulle besluit. Maar weet jy, dis nie waaroor dit vanmôre gaan nie. En dis nie vanmôre waarby ek wil stilstaan, ek wil vanmôre by u stilstaan by 'n gedeelte in Jesaja 32. Wat baie ernstig, waar die Here met sy volk gepraat het. En die Here intens met sy volk gesels het. Jesaja 32 vers 9 sê, staan op, geruste vroue. Hoor my stem, sorgelose dogters. Luister na my woord. 'n jaar en 'n paar dae. En julle sal sidder, sorgelose dogters. Want dit is gedaan met die druiweoes. Daar sal geen insameling van vrugte kom nie. Bewe, geruste vroue, sidder, sorgelose dogters. Trek julle uit, ontbloot julle en God rouwgewade om julle lendene. Hulle slaan op die bors vanweë die begeerlike velde, vanweë die vrugbare wingerdstok, vanweë die akkers van my volk, wat met die dorings en distels opskiet, ja, vanweë al die huise van vreugde, van die uitgelate stad. Net tot ons gaan nou die ander gedeelte lees. As jy net hierdie gedeelte lees, dan kom jy agter dat hier is 'n intense en 'n baie belangrike oproep na sorgelose mense. Mense wat net met die lewe aangaan asof dit nou maar net so is. En vandag wil ek vir u sê dat tiental, honderde talle mense beweeg net in die stroom van hierdie samelewing. En ons as kinders van die Here vind ons baie keer vasgevang in daardie selfde stroom. Ons staan in die môre op, ons maak klaar vir werk, ons gaan werk toe, ons kom huis toe.
Maak klaar, kry die kinders, kry die man, kry almal se monde stil en kry hulle in die bed dat hulle kan slaap, dat Here se vrede kan kry. En dis hoe ons beweeg deur ons lewe. En dan sis ons gewete. Sommige sê, ek sal daarom woensdag aand by die sorggroepe uitkom. Ander sê, ek sal daarom sondagmôre by die kerk uitkom, en ander sê, ons sal sondag aand op by die kerk uitkom. Ek wil vir u sê dat kerk toe gaan is nie die pad hemel toe nie, hoor. Hoor mooi wat ek hier vanmôre sê. Ek is dankbaar en die Here is dankbaar as sy kinders in die kerk kom sit en hulle saam die Here loof en saam die Here prys en saam die Here aanbid. Maar ek wil vir u sê, daar's tientalle, honderde talle mense wat vir jou sal sê dat hulle binne in die kerk gesit en hulle het koud geword. Dis waar. Daar's duisende mense wat vir jou sal sê dat die kerk het begin om radikaal in dieselfde stroom te hardloop as wat die wêreld daar buite hardloop. En ek wil vir u sê, dit is so dat ons moet aanpas met tye en die kerk moes ook aanpas met tyd. Ons ry lankal nie meer almal Beatles nie. Hulle is klassieke voertuie wat jy ry net op 'n Sondag, wanneer jy enetjie het en jy ry rond en jy wil nie met hom in die verkeer meer rondry vandag nie, want hulle gee jou moeilikheid. Hulle is die gebou vir vandag nie. Alles het verander. Maar tog vind ons dat in ons geesteslewe het daar ook 'n sorgeloosheid gekom. Ag, die Here is ons daar. Die Here sal ons antwoord. Ons is sy kinders. En weet jy, ons kan maar net roep en die Here sal praat. En ek wil vir u sê, ja, die Here kyk agter sy kinders en die Here sorg vir sy kinders. Maar die hartseer is dat ons het op sorgelose plekke gekom. En ek wil vir u sê met groot respek, is dat die kind van God kan nie meer net lewe soos wat hy wil lewe en doen net wat hy wil doen nie. Die koms van die Here leer ons en ons sien dit al hoe meer en meer, is reg hier voor die deur. Hier slaan hy ook, en hy sê ook in vers 12, hy sê, daar's mense wat slaan op hulle bors, en met ander woorde, wat vir hulle self ophef, en hulle self groot maak. Weet jy dat die meeste van die tye van vandag, is die mens soek verheffing, baie soek selfverheffing, baie verhoog hulle self. Ek kry tientalle deur die jaar e-posse en oproepe van mense wat jou sal skakel en sê, pastoor, ek wil net vir jou sê, ek het jou nommer by iemand gekry. Ek en my vrou het 'n profetiese bediening. Ek is profeet so en so, sy is profetes so en so, en ons sal graag jou gemeente wil kom bedien. Ek wil vir u sê, in die eerste plek is met groot respek, ek is nie te sleg om my eie gemeente te bedien nie. I don't need them. Met respek gesê. Yes, amen. Elke tweede sanger en sangeres, ek weet nie waar kry ons nommers nie, maar hulle kry dit iewers terug. Pastoor, ons het 'n oop datum. Ons sal graag jou gemeente wil bedien. Ek sal nie vergeet hoe iemand my skakel in die Kaap en ek sê vir hulle die woord, ek sê vir hulle, ag, dit is bietjie moeilik want ons het 'n vol program, maar julle is welkom om Sondag aand te kom. Toe sê die persoon vir my, nee, ons wil nie Sondag aand by jou kom bedien nie, want daar's nie geld op 'n Sondag aand nie. Maar oralster blaas die mens homself op en maak homself groot. En ek wil vanmôre vir u sê, God is baie ernstig hier met sy volk, en hy praat met hulle. Hy sê, in vers 13, hy sê, die akkers van my volk, wat met dorings en distels opgeskiet het, stadig maar seker, het die onkruid begin, om op te staan in die huis van die Here, en in die kinders van die Here se lewens. En ek het agtergekom, stadig maar seker, druis dit in, ons verander 'n bietjie hier, en ons verander 'n bietjie daar. Ja, ons moes al verander vroeër jare,
kan ek onthou die kerk begin met 'n trekklavier en 'n paar mense wat hande geklap het en voete gestamp het op die hoogplanke van die ou huise met die plankvloere en so het 'n kerk begin en 'n tyd toe dit verander en die orgel het bygekom en die klavier het bygekom, 'n verskriklike oorlog destyds in die kerkewêreld toe die dromme bygekom het want hulle het gemeet aan rock and roll. Later van tyd toe begin ons praat oor rekenaars in die kerk. Toe sê hulle ons kan nie die anti-kris in die kerk inbring nie. Ek wil vir u vandag sê dit het ons taak vir ons soveel meer vergemaklik in die tyd waarin ons lewe. God het dit vir ons gegee, maar ten spyte van dit het daar onkruid gekom en dit het begin infiltreer onder die kinders van die Here en kort kom jy agter iemand loop en kind wat op die doring of op die distel getrap het wat opgegroei het in die midde, soms in jou huis, soms in jou kerk, soms by jou werk, soms in jou huwelik, kind van die Here, die intensiteit is hier. God sê dat sy volk se land het nie goed gelyk nie. Die velde was nie meer gesond nie. Die oeste was nie meer goed nie. Maar sit vir my vers 14 op, asseblief. Hy sê, want die paleise is verlate. Die stadsgewoel is het in eensaamheid verander. Die heuwel, luister mooi, kyk net mooi hierso, hy praat hier, die heuwel met hoofletters. En die wagtoring met hoofletter, dien as spilonke vir ewig. 'n vreugde vir die wilde esel, 'n weiveld vir die troppe vee. Dan sê in vers 15, totdat oor ons uitgegiet word die gees uit die hoogste, dan word die woestyne vrugteboord, en die vrugteboord self word vir 'n bos gereken. Ek wil net vir 'n oomblik stil staan by vers 14, en ek wil vir u sê wat sê, want die paleise is verlate, die stadsgewoel is in eensaamheid verander, die heuwels en die wagtoring dien as 'n spilonk vir ewig. Luister mooi, 'n vreugde vir die wilde esel, 'n weiveld vir die troppe vee. Laat ek net vinnig hier stil staan. Weet jy dat wanneer 'n wilde esel in jou lande intrek, my swaar het 'n plaas gehad hier buitekant Dwaalboom, Tamasippi se wêreld. En dan was daar altyd so die naburige tuisdorp van die swart mense, daar was daar altyd 'n klomp vrylopende esels. En ek sal nooit vergeet hoe dat hulle sonder versuim daardie esels as hulle op hulle plaas kom doodgeskiet het nie. Mag verskriklik wreed klink, maar ek wil vir u sê, 'n esel is soos 'n hawelose mens. Gaan ek vir u met respek sê, ek sê dit met groot respek. Ek weet nie of hulle met mekaar praat nie, want hulle sal kom met 2. Dan trek hulle in, dan begin hulle aan die land te vreet. Môre is daar 3 esels. Oormôre is daar 4 esels, en dan is daar 5 esels, en as jy weet, is daar 10 esels, en almal eet op die land, en hulle verwoes die boer se oes in totaliteit. Maar hier sê die woord van die Here, dat hierdie plekke, hierdie veilige plekke, wat God se woord van praat, is 'n vreugdeveld vir 'n wilde esel. Dit dien niks meer nie, dit lewer nie meer 'n oes nie, dis net 'n weiveld vir troppe vee. Maar ek wil vir u sê, sit my daai skrif net weer op asseblief. Wil jy moet net so 'n oomblik by ons stil staan. Hy sê, want die paleis is verlate. By verwysing verwys die paleis hier na die staatsdiens. Hy verwys na die staatshuise, die parlementshuise, die parlementsittings, al hierdie tas van goed. Hy verwys hier na die fisiese bestuur van die land, want jy sien die land was daardie tye was die beheer van die land gesetel in die paleise. Dit gaan nie goed met ons paleise nie, dit gaan nie goed met ons staatsdienste en met ons regeringsstelsel nie, glad nie. Maar dan kom hy by die volgende gedeelte van hierdie skrif en hy sê die stadsgewoel het in 'n eensaamheid verander. Het jy al in die sentrale punt van 'n winkelsentrum geloop en agtergekom jy's alleen? Daar's duisende mense om jou, maar jy vind tog
Jy's alleen, want jy ken niemand van hulle nie. Jy kan jou nie meer assosieer met baie van die mense wat jy raakloop, as jy in die huise van, of in die winkelsentrums ingaan. Mense stap jou verby, die een is koud, ongevoelig. Die ander een raas en beklei met die kinders wat stout is. En die ander een se kinders is soms stout en hulle skree die rakke af en skree alles van om hulle gaan te kere. En almal is gefokus op hierdie kind en ek sal nie vergeet, ons 'n paar jaar terug by 'n plekkie staan in 'n seentjie in die kar, reg in een van die mees, hoe kan ek sê, beste toeriste aantreklikhede in Kaapstad staan, toe staan daar 'n so witkop boere seentjie op en hy skree vir sy pa langs die kar, ek sal nie in die kar inklim nie. En al wat die pa doen is hy van die selfoon en hy maak 'n video van die kind. En ek dink, ag liewe Here, dankie jy het my genade gegee, myne is baie groot. Want skielik toe voel ek wil daai pappa gaan verlos van sy ellende. Maar ek wil vir iets vertel wat 'n werklikheid is. Dit sien ek hoe dat al die mense gaan net verby en sê, ai, en weet jy wat ek sien, hoe dat 'n pa eensaam staan, terwyl 'n klein seentjie besig is om te regeer in die parkeerarea van 'n baie welbekende plek in die Kaap. En hy vertel vir sy pa hoe sleg sy pa is, en sy pa sal vir hom niks sê nie. Ek sê vir jou, ek praat van so 'n groot seentjie. Dis wat tans gebeur. Ons stadspleine is in 'n gewoel en niemand ken niemand nie. Ek wil vir u selfs kinders van die Here as hulle in die winkelsentrums loop, het ek dit al gesien. Ek het al eendag gestaan ek vir mense kyk, hoe sien ek hulle kom so afgestap op die pad en toe ons sien te draai hulle koppelings, hulle draai by winkel in. Maar hulle het nie nou tyd vir die pastoor nie. En dan wil ek vir u seker het op vele ander plekke ook gesien, hoe dat mense van baan verander en van sy paadjie verander, as hulle mekaar in die strate raakloop. Want daar's nie nou tyd nie. Dit gaan nie altyd oor gevoelens nie. Maar jy sien, daar's 'n leegte in die ontmoetingsplekke. Daar's die, hou vir my daai skrifgie op asseblief. Daar's 'n leegte in die ontmoetingsplekke. Daar's 'n leegte in die stadsgewoel en op die markpleine. Maar die hartseer kom toe hy gesê het, hy sê die hemel en die wagtoren dien as 'n spelonke vir ewig. Ja, amen. Weet jy dat die wagtoren en die hemels hier symboliseer die ontmoetingsplekke van God. Hy symboliseer die kerk, want dit is 'n ontmoetingsplek van God. Hy symboliseer die voorbiddingsareas. Jy sal binnekort sien dat goedjies gaan so klein bietjie verander, want ons gaan voorbidding terugbring in ons kerk. Hoor wat ek vir u nou sê vanmôre, want 'n kerk wat nie kan voorbidding doen nie, 'n kerk wat nie meer weet wat dit is om in te stry nie, is besig om sy erfenis en sy nalatenskap verlore te laat raak. Ek praat oor mooi vanmôre, en ek wil vir die jonges ook sê, dis so belangrik om vir jou 'n plekkie te hê waar jy kan sê, Here, ek gaan neersak en ek gaan begin bid. Weet jy, ons roep uit en sê, waar is die getuienisse wat in die kerk gebore is? Hoekom word die mense in rolstoele nie meer opgetel nie? Hoekom word siekes nie meer gesond nie? Ek wil vir die een ding sê, want die voorbiddingsareas, die intercessorsareas van God se kerk het vervlou en het verswak. Hoor wat ek hier vanmôre sê, jy vind 'n handjie vol mense bid in die bidkamer en die mens dink dit is genoeg. Kerk van die Here, ons leef in baie gevaarlike gebiede. As die kerk dink ons kan sonder gebed vorentoe funksioneer. Die volgende plek wat dit ook symboliseer, en ook vanmôre gaan ek miskien op jou tone trap, en ek gaan nie sê jammer daarvoor nie, want dit is op die platform waar die Here staan vanmôre. Wat van jou binnekamer altaar? Brand die vure
nog in die binnekamers. Verwag nie niks anders dan stilte vanmôre nie. Brand die binnekamer altaar nog. Brand die oop en die toesluit van die deur nog. Of het jy jou sleutel verloor? Want jy is so besig met jou oorlewing. Jy is so besig met jou eie lewensbestaan. Jy is so vasgevang in jou eie vermoëns en jy is so ernstig besig om vir jou 'n toekoms te bou. Dat jy vergeet, ag en as jy laat nag voor jy in die bed klim en onthou jy, ag ek het nie gebid nie, ag Here, jy verstaan, ek sal dit graag môre doen. Môreoggend staan ons op en die Here, ag nee, wat jy verstaan, ek het 'n vol program wat moet hardloop. Kerk van die Here, ek wil vir u vandag sê, ek het dit genoem op 'n geleentheid en ek wil dit graag vanmôre vir u vra. Weet jy, hulle vra vir Jonkie Charles, jy wonder wie hy is en wat hy is. Hy is een van die manne met die grootste kerke in China. Hulle praat van 80.000+ lidmate en hulle vra van hoe kry jy hierdie kerk bestuur? Hy sê vir hulle is baie maklik om hierdie kerk te bestuur. Hy sê ek bid 5 ure 'n dag, 2,5 ure 'n dag bid ek tot die God van hemel en aarde. Ek bid ek vir die Here vir die leiding van sy gees en vir die bediening van sy kerk. Hy sê 2,5 ure vat ek om in tale te bid. Ek wonder hoeveel kinders van God kan vandag nog in tale bid, want jy sien die dooping met die Heilige Gees is sommer maar net iets wat moet kom en moet gaan. Ek wil vir u sê, as jy gedoop is in die Heilige Gees, het God jou vervul met die heerlikheid en sy krag en moet jy dit beoefen elke dag van jou lewe. Al ry jy in jou kar, spreek die taal wat God jou gegee het. Weet jy hoeveel mense vind ons wanneer jy by Pinkster bidure kom, dan sê ek wil net weer 'n vervulling van die Heilige Gees hê. Luister mooi, die Heilige Gees is nie 'n pompstasie of 'n BP of 'n Shell of 'n engine wat jy net gaan aanklop as jy krag nodig het nie. Nee, jy loop, jy lewe, jy wandel en jy handel onder die krag van God se Gees dag na dag. Jy bid in tale, jy bid in jou binnekamer altare en jy soek die Here. Dit tyd het geword terwyl ek vanmôre wakker word en ek besef hoe dat die Here intens praat. Hy praat, ek het reeds daaroor gepraat. Hy praat oor die intercessors altare. Ek wil vir u vandag sê met die grootste respek, kom ons hou weer 'n biduur. En ons beweeg net so 'n bietjie terug na bidure toe. Ek wil vir u sê die selgroepe is veronderstel om te bid hoor. Nie om rondhardloop en te staan en potjies te wissel en plannetjies. Jy moet bid daar my broer. Daar's baie ander goed ook betrokke. Daar moet lofprysing wees, daar moet lesings, daar moet lerings wees. Daar moet wonderlike goed daar uitgaan. Maar daar moet gebid word binne elke groep van die kerke. Weet jy die orkes moet saam bid. Weet jy die bestuursraad, luister mooi my broeders. Ons moet begin saam bid. Weet jy dat die leierskap van hierdie kerk in die 5 maande wat ek hier het ons nog nie een gesamentlike bid gehad nie. God weet, dis tyd om reg te kom. Ons gaan dit restoreer. Ons gaan dit terugbring sodat die orde herstel kan word. Luister baie mooi. Dan is die ander bebinding as die gebedsaltare en die intercessorsaltare van God se kerk nie. Bid julle het geselsplekkies geword. Sure. Dis waar, Here. Junie maand, dis gemerk op die kalender het ons 'n verootmoedigingstydperk. Ons gaan 3 aande kerk toe kom in 'n week, in die week. Okay, as jy nou al sig saggies dat iemand langs jou dit nie hoor nie. Dankie Here, ons loop. As jy iets sê, gaan die Here bid dat hy jou wakker hou as jy nie opdaag nie. Dankie Here, yes. 3 dae gaan ons by mekaar kom. En weet jy wat gaan ons doen? Oor Pastor Gerard, ons gaan nie in die banke sit nie. Ek wil so ver gaan om te sê, ons gaan die helfte van die kerk se stoele oppak, sal julle my help jongens. Ons gaan die stoele oppak en ons gaan stoele los vir hulle wat nie regtig meer kan neem nie. En ons gaan begin op hierdie matte weer so 'n bietjie God se aangesig te soek. Ons gaan begin om die intercessorsgebed van God se kerk te herstel, want die prinsip van alles lê nie in die vermoëns en die talente van mense nie. Die krag van God se kerk lê wanneer ons begin om saam te bid. Die
huise, die heuwels, alles net. Die woord van God sê, dit het spelonke geword. Weet jy wat beteken 'n spelonk? 'n donker gat Ja. van onheil. Eina! Eina! Jy kan het wees sê. Eina! Die answers. It's time to get back to the basics. Amen. Amen. Yes. Yes. Thank you, Lord. Kerk bid. En ons sê, Here, stuur vir ons die siele. Want dis by wyse van spreuke wat ons bid. Jy sien as jou heuwel en jou wagtoring nie meer 'n donker spelonk van onheil is nie, dan verander die uitspraak, Here, stuur vir ons siele. Kan ek jou iets sê? God kan die kerkmense in 'n kerk instuur wat nie bid nie. Dis waar. Yes. Amen. Here, verander my huishouding, maar ek bid nooit nie. Jou huis gaan nie verander nie, want jy bid nie. Pastoor, maar ek kan nie bid nie. Ek wil jou vertel hoe maklik is dit. Maak jou oop en praat met die Here soos wat jy met my sal praat. Glory to God. Hy is jou Vader. Halleluja. Luister, hy is nie verhewe nie. Luister baie mooi. Hy het homself nie op 'n troon gesit. Het gesê, ek wil my nie assosieer met die mens hieronder nie. Hy het sy seun gestuur, wat in elke opsig 'n mens was, wat sy posisie in die hemele verruilik, om gelyk te word aan 'n mens. Kerk van die Here, hou op om te dink dat die Here sit op 'n pedestal, en jy moet 'n sekere terminologie gebruik, en as ek dit vir jou moet sê, 'n sekere manier om met hom te praat, want dis al hoe hy bid. Weet jy, ek wil vir jou sê, ons kan die wonderlikste kursusse hou, van hoe om te bid, en waar om te bid, en wat om te bid, en hoe om nie te bid nie. Maar kan ek jou iets vertel, as jy op die slagveld van hierdie wêreld staan, en jy roep en jy sê, o God, wees hierdie arme sondaar barmhartig, dan is daar nie teologie by betrokke nie, daar is 'n siel wat roep na God, en die hemele, en as daar die siel roep, dan antwoord die Here, en hy gee 'n uitkoms. Amen. Yes, my God. En stil staan by die laaste een van die altare. Hey. Bid jy nog wanneer jy eet? Is nou stil. Sien, is maklik. Wêreld het vir ons maklik gemaak. Jy ry by McDonald's by die drive-thru deur. Here help jou, koop vir jou 'n sponsburgertjie, maak jou maggie vol met 10 minute as jy die honger. Maar wie weet, sê vat bietjie daai selfe sponsburgertjie en sê, Here, dankie vir hierdie stukkie brood. En hierdie nagemaakte patty Ja. wat hier op is. Sterk my liggaam met dit, Here. Dan kom jy agter tot die McDonald's burger en langer. Sy het 'n ligte lyn gesê. Maar ons hart toe by die huis kom en die kos is reg word vir my gegee. Nog voordat ek kan eet. Nog voordat ons kan bid, dan word ons al klaar geëet. En die nietste gesegde is, ag, ons het net geproe. Jy sal dit nie vir die ou mense gesê het nie. Jy sou 'n klap gekry het, jy sou iets anders dan in jou mond geproe het. As die brood en die vleis wat jy in jou mond het. Skus, ek sê dit met respek vir jy. Ek wil nie hê jou pa, jou ma of jou kinders met jou kinders 'n dwarsklap gee, nie is nie wat ek sê nie. Nee, hulle reg. Amen. Ek het al by plekke gesien hoe dat mense by funksies inhardloop en dan gryp hulle daai bord en hulle gryp daai kos en as jy sê, kom ons net gou vra om te bid, dan sit ons skielik bordjies neer. Skyn heilig binne in die kerk. Amen. Ek het die voorreg gehad om baie by my oupa op die plot aan potjies bloem te gaan kuier.
Na die jare was krag, toe ek by hier begin kyk, was daar nog nie krag op die plaas nie, op die plot nie. Hulle het op met kerse en lanterns gesit in die aande. Jou kombuis het nog daai ou groot tafels in gehad, is nog nie eet, daar was eetkamers, maar dit was net as spesiale mense kom kuier. Jy kon kyk hier daar in die kombuis gesit. En jou koelstoof was in die hoekie. En jou Tempest radio met sy blok, groot blok, die kind van die ouer is al nou daai ou groot blok batterye wat jy gekry het. Was ingekoppel. Etenstyd was daai tyd. En etenstyd was gekoppel aan gebedstyd. Is daar iemand wat iets vir my wil sê? Dis baie stil hier vanmôre. Die hartseer hiervan is alles wat hier gebeur het. Jare terug in die geskiedenis is vandag aan die orde van die dag in Suid-Afrika. Ons lewe in 'n vreugdelose land. Ons lewe in 'n vrugtelose land. Ons mense vlug net soos die eertydse Israeliete na ander lande toe om te gaan leef. En hoor wat ek vir u vandag sê, van die veilige plekke het spilonke, donker plekke geword. Dit het 'n plek geword dat wilde esels kan instap en maak wat hulle wil. Ekskuus, ek gaan dit sê met die grootste respek. Elke tweede Jan Rapp en sy maat spring vandag op en sê ek wil 'n predikant word, ek wil 'n die word, ek wil 'n daai word. Ek sal nooit vergeet, jare terug kom daar 'n man by my, pastoor, ek wil my getuienis met die kerk deel. Ek sê kom vertel my wat is dit? Hy sê weet jy nie, tot en met laas week toe nog het ek dwelms gebruik en ek het drank gebruik en ek het baie goed gedoen en die Here het met my ontmoet en ewe stuurlik weet ek moet nou vir die Here werk. Pastoor, gee my 'n Sondagmôre dat ek gou jou gemeente kan bedien. Dan sê ek vir hom, dis reg my ou vriende, ek wil net weet aan watter kerk behoort jy. Nee pastoor, die Here het my nie geroep vir die kerk nie, die Here het my geroep binne 'n week. En as hy wegstap, haal hy nog die pakkie twak en sak uit en hy rook hom nog. Ek hou nie kerk met rokers nie, ek doen dit nie. Dan vra ek my net af, my vriend, jy wil in die bedieningsveld staan, maar jy probeer nie eens nie. Die erns is, ons kan enige Jan Rapp en sy maat op ons kerkvloere toelaat, op ons platforms toelaat, is maklik. Stel die deure oop. Kom, ek wil jou gou iets vertel. Het jy al agtergekom as jy in 'n huis kom, jy koop 'n nuwe huis of jy trek in 'n nuwe huis in, jy kom agter jy skielik gebeur goed wat nooit met jou gebeur het nie. Staan bietjie stil en gaan besonder soek wat 'n gees was voor jou in daardie huis. Ek wil jou waarsku vandag as jy 'n besigheid het, my broer, my suster, wees versigtig wie jy in jou besigheid intrek. Want jy kan 'n man met 'n bankrot gees in jou besigheid intrek en binne 'n jaar staan jy op die rand van bankrotskap. Jy moet versigtig wees. Ek wil dit sê, ek wil dit met groot liefde vir u sê. As jy vir 'n plek wil gaan werk, gaan stap eers in, sê Petrus, en gaan toets die geeste wat in daardie plek is, gaan vir die onderhoud en dan maak jy jou besluit as jy klaar was vir die onderhoud as 'n kind van God, nie 'n winsbejagter nie. Yes. Amen. Ek het baie keer gesien hoe kinders van die Here skuif van een werk na 'n ander werk toe vir 'n beter salaris. En binne 3 of 4 maande, dan sê ek 'n storie moet bid, hulle gaan die maatskappy toemaak. En die kind van God het dit nie onderskei nie, want hy leef tussen die wilde esels,
tussen die dorings en die distels, want dis deel van sy lewe. Kerk van die Here, ek sê nie daarmee ons moet onsself heilig maak en weer op trone gaan sit en dink ons is beter as ander nie. Nee, 1000 maal nee. Almal van ons wat hier sit het foute, man. Die een skinder en die ander een gorrel, en die ander een doen nog die, en die ander een doen nog daai, en die ander een praat van die, en die ander een doen dit, en die ander een word nog kwaad vir die taxi, en hy wys hom nog vuis, miskien wys hom nog iets by jou, ek weet nie. Dis 'n matter wat dit is. Ons is almal mense met foute wat vandag in hierdie kerk gebou sit. Ons is nie superheilige wesens nie, maar as daar een ding is wat ons moet weer begin terugtrek na die huis van die Here en na die kerk van die Here, is dit absoluut die skrifgedeelte in Jesaja 33 vers 15. Sit hom net vir my op asseblief. Jesaja 32 vers 15 sê, totdat oor ons uitgegiet word die Gees uit die hoogte. Halleluja. Daar's geen herstel vir die kerk. Daar's geen herstel vir die mens as jy nie gaan toelaat dat die Gees van die Here weer oor jou vaardig gaan word nie. As jy nie net weer gaan stil staan vir 'n oomblik en net sê, Here, wat wil U hê moet ek nou doen nie? Wat is dit wat U van my verlang? Sien, dis maklik om vasgevang te word tussen vriende en familie wat in die wêreld rondhardloop en dit geniet. En ek veroordeel sal nooit veroordeel nie. Maar die belangrikheid is, as die Gees van die Here nie weer op die vrugtebode en op die lande uitgestort gaan word, nie gaan ons kinders nie 'n oes hê nie. Ek wil iets sê vandag en ek gaan dit reguit sê. Ma, pa, jy kan nie verwag om in sonde te lewe en vir jou kinders te vertel hulle moet dit nie doen nie. Met respek gesê. Met respek gesê. Jy kan nie loop en kwaad praat en vir jou kinders sê hulle moet nie kwaad word vir mekaar nie. Jy kan nie kwaad word vir jou kinders en hulle skelm te kere gaan jy nie verwag hulle moet ook kwaad word nie, almal gaan kwaad word. As ek die dag ongemaklik is opgestaan, dan sê ek raak knorrig en kwaai goed en my vrou raak knorrig en kwaai, dan sê nie reg om kwaai te word nie, want maar ek was knorrig en kwaai. Kom ek vertel jy nog iets. Begin God meer motiveer onder die kinders. Begin meer oor die Here in jou huis te praat. Sit 'n bietjie die boeboes en die baba's en al die goed en al die snacks en die kyks en al die scraps wat jy kan kry op die televisie. Sit dit so 'n bietjie af en sit vir jou kinders 'n bietjie geestelike musiek in die huis op. Sê ons gaan 'n tyd spandeer om net so 'n bietjie gospel in ons huis te luister. God, die boy pa. Weet jy, ek het 'n goeie vriend, hy's 'n dokter. Weet jy wat sê hy vir my? Hy sê, kyk, kind van die Here, kyk waarna jy luister. Amen. Kyk waarna jy kyk voor jy gaan slaap. Ja. Hy sê, want jou brein reflekteer dit. Terwyl jy slaap. En hy trek dit in. Hoor gou mooi, môreoggend word jy wakker met 'n onstuimige duiweltjie in jou huis. Want hy het moontlik 'n paar goed gekyk wat hy nie moes gekyk het en hy het deur die nag geslaap en daai goedjies het hom 'n bietjie besig gehou. Ek sê nie moenie jou kind iets laat kyk nie, laat hulle kyk. Maar kyk wat hulle kyk. Luister wat hulle sal luister. Laat hulle sien wie jy is. Dat ons weer terugkom na die plek waar ons as geesvervulde mense begin leef. En nie 'n struikelblok vir ons kinders is nie. Nie die oorsaak is nie. Jare terug ontmoet ek 'n man en hy werk. Hy's 'n polisiereservis hier in Noordwes. En hulle vang 'n jong dogter wat haar liggaam verkoop aan mense onder 'n brug in die dorp waar hulle bly. En hulle vat hierdie jong dogter, hulle laai haar op en hulle ry na haar pa se huis toe. Toe hulle inry, toe ry hulle in een van die spogbuurte van daardie omgewing in. Hulle stop by een van die grootste huise in daardie omgewing met 'n magdom van karre wat staan en mense wat 'n party keel. Polisie vat hierdie dogter in, hulle klop aan die deur.
En die mense maak op, hulle vra na die Vader kom uit en hulle roep, hulle vertel hulle wat het gebeur. Weet jy wat was die Vader se relaas? Dis haar lewe, wat gaan dit jou aan? Ons gaan voor God staan. Hoor wat ek vir u sê. As ons nie gaan toelaat, dat die Gees van die Here weer die hemels en weer die wagtorens gaan vul nie. As die kerk van God nie weer, as die kind van die Here nie gaan begin om te herstel, al die gebroke altare in ons huis en by ons werk nie. Ek weet nie van u wie het ooit die verhaal gehoor van Wally Frisbee, toe die Here sy siel red en hy een middagete, toe loop hy uit en hy gaan sy werk vir by werktuigkundige, hy werk in 'n werkswinkel. En hy stap uit die werkswinkel uit en terwyl hy die werkswinkel uitstap, gaan sit hy daar tussen die karre elke dag, heel karre, hy eet hy sy middagete en die dag begin hy te bid. Hy sê die volgende oomblik begin die Gees van die Here oor hom vaardig raak. Hy sê hy begin sommer mildelik net te profeteer, dat is in die karre, daar is niemand nie. En toe sy middagete klaar gehad het en hy stap in die gebou in, toe sê die ouens vir hom, Frisbee die baas soek jou. Praat met respek van hom. Hy sê die baas soek, maar hy sê ja. Die een gekom, toe sê hy vir die baas, as Frisbee van ete afkom, sê ek wil hom sien. Hy sê, maar waar die baas, hy sê nie, die baas was die uit, het jou gaan soek, en toe kom hy terug, spit in sy gezicht, sê ek wil jou sien. Glory to God. Terwyl die Gees van die Here oor hom vaardig raak te profeteer, toe staan nie die man toe hom kom soek, toe staan hy 'n kar wat agter hom, en terwyl hy oor die Gees vaardig raak te profeteer, hierdie man sy hele lewe vir hom uit. Toe die kantoor instap, toe sê die man, sy baas vir hom, sê net vir my, waar het jy dit gehoor? Sê ek het dit nergens gehoor nie. Hy sê, hoe weet jy daarvan? Hy sê, ek weet nie daarvan nie, maar die Here het daarvan geweet. Wat het gebeur? Daar is 'n krag. Ek onthou hoe hulle my vertel het van 'n godsman wat by 'n hindoe ingestap het. Toe sê die ou hindoe vir die pastoor, ek weet nie wie hy was nie, miskien vir ons is al huis toe die ou godsman. Terwyl hy instap, toe sê die hindoe vir hom, kom ek gaan wys jou gou, wie swaar, kom ek gaan wys jou, come let me show you, where's my God? Toe hy daar instap, toe stap hy daar in by ding met so 'n olifantjie met sulke slurpies en sulke goedjies en daar's kos en daar's 'n vuurtjie wat brand en 'n olietjie en 'n lampie en 'n vuurrookie en al die goed. Hy sê, this is my God. I can show you my God. Where is your God? Sê die ou godsman het net doodstil gestaan gesê, Here, U alleen kan U self bewys. En die volgende oomblik, toe sat daar 'n krag van God op daai plek. En daai hindoe begin bewe. Hy sê, what is this? Hy sê, there's something here. What is this? Hy sê, that's my God. That's my God. Kerk van God. Waar is dit wat ek vanmôre van praat? Waar is dit in ons huise? Ek onthou, ek sal nooit vergeet. So toe moet hulle my vertel van een van ons pastore, wat jare terug is op na huis toe, wat hy gebid het, en die kinders is my pa in die aand begin bid, en dan begin 'n sekere norme kom. Hulle sê dan hardloop ons sluit ons kamerdeure, en dan kom pa by die deur, dan klop hy en sê, dan wil nie deur, sê maak op die deur, wil nie deur om pak jy profeteer hele goed sommer uit in die gang. Ja. Wat het geword? Ek sê nie jy moet dit nou gaan traai nie, maar jy gaan dalk 10 keer misluk as jy dit probeer. Want jy moet in die gees wees om dit te kan doen. Wat het geword? Van ons eerbied vir God. Hier is 'n ernstige boodskap vanmôre. Maar kerk van die Here, ons kan nie aangaan soos ons aangaan. In Jesaja 11 vers 1, gaan nie alles lees nie. Kom die woord van die Here
En hy sê, daar sal 'n takkie uitspreek in die stomp van Israel, loot in sy verloste. En hy sal vrugte dra, en op hom sal die gees van die Here is. Die gees van wysheid, punt 1, van verstand, die gees van raad, en die sterkte, en die gees van kennis, van die vrees van die Here. Dis Jesus waarvan hy praat. Die vraag vanmôre is Jesus nog die sentrale punt van u en ons bestaan? Draai alles om hom, of draai alles om jou? Draai alles om hom, of draai alles oor jou werk? Ek gaan dit sê met groot respek. As mense hier wat sit, wat meer tyd aan hulle verlof spandeer as wat hulle op 'n dag, as wat hulle aan die Here spandeer om hulle verlof te beplan. Jy agterkom as jy verlof beplan, hoe vinnig kan dit gebeur? Ons gaan dit doen, ons gaan daai doen, ons gaan dit doen, dit doen, dit doen, dit doen, dit doen. En as jy klaar is, kom jy agter die 2-3 ure. Kom. Dan spandeer ons nie 'n minuut met die Here nie. My dag is vol, my program is vol. Jou kinders kom agter hoe haastig jy lewe. Jou kinders groei op in die gejaagdheid van jou bestaan. En hulle leer, hulle kan sonder God regkom. Maar 'n kind wat weet van 'n ma en 'n pa wat bid en die deure kan toemaak en sê, Here, daar's 'n intensiteit vir my kinders. Hulle is die kinders wat gewoonlik teruggaan en begin leer om die binnekamer deur te sluit en vir die Here te vra. Maar 'n kind wat in 'n huis groot word, waar die binnekamer deur nie meer gesluit word nie, is kinders wat sukkel in die samelewing, wat nie kan opstaan in hulle geloof en hulle sterkte nie. Baba! Sluit ons nog die binnekamer deur. Hoor my kinders nog my gebed. Ek en my vrou is in die vorige posisie, ons het 4 kleinkinders. En ons het groot kinders, wat hulle eie keuses maak, hulle eie lewe. Weet jy wat verander hulle attitude? Weet jy wat verander hulle rigting? Wanneer ons hulle name voor die Here roep. Paar maande terug, toe dan my dogter 2 maand en later, sy sê, pa, ons het net 20 mm reën gehad, die sonneblom staan op die land en is besig om te vrek. Al wat ons doen is ons roep en sê, Here, reën vir ons kinders. Hulle roep, Here, reën vir ons oes. Binne 3 dae val daar 60 mm, wat vir hulle genoeg reën gee, om hulle oes weer te dra. Gaan dit oor die goedheid van 'n mens? Nee, dit gaan oor 'n God in die hemel, wat vanmôre weet, wanneer jy roep. Dit gaan oor meer as net jy mamma en pappa wat roep. Dit gaan oor die feit dat wanneer jy roep, hoor jou kind jy roep. En wanneer jou kinders hoor jy roep, gaan hulle kinders hoor en hulle gaan begin roep. Jy veg vir oorlewe, jy veg want jy het smarte. Alles gaan met jou swaar. Dit gaan nie met jou goed nie. Ek wil vir jou sê, as jy in jou kantoor instap en jou budget het nie geklop nie, gaan 'n bietjie een môre 'n bietjie vroeër werk toe. Gaan sluit die deur en gaan gooi weer so, ag ekskuus dat ek dit so sê. Gaan gooi net so 'n bietjie afstand om jou kantoor en gaan soek net wie die Here in daardie kantoor en jy gaan agterkom, mense gaan instap, ander kan goedkoper wees en hulle gaan jou kwotasies aanvaar. Stap in. Amen. Amen. Ek het so 'n heerlike steekpad rondjie daar by die huis. Hy is eintlik goed huisgeleerd, maar hy het 'n manier gehad. As ek gaan bid, gaan lê onder my nou, wil hy nou speel. En een aand toe speel hy op en hy byt my hier terwyl ek bid. En ek gee hom so 'n klap op sy neus, ek sê, "Net bid nou man." En weet jy wat doen hy van daar af? As ek gaan bid, kom steek hy ook sy kopie onder my in, maar hy spring net nie op nie en hy spring net nie rond nie. So wonderlike ding as jou hond weet jy bid. Maar bid ons nog. Sluit ons nog die eer. Kerk van die Here, soos wat ons vanmôre hier sit. Hoe lyk ons gebedsaltaar? Hoe lyk ons gebedsaltaar? Sluit myself in die preek vanmôre. In elk geval in elke preek wat ek preek.
Dis maklik om vandag die foon op te tel. Gou iets te doen of gou iets te sê of gou iets te maak. Maar die vraag is, leef ek in oorlewing of leef ek in oorwinning? Want my gebed het stil geraak. My stem het stil geraak voor die Here. Moenie dat die vyand ons vat nie. Kom ons herstel ons heuwels. Kom ons herstel ons wagtorings. Laasweek 'n Sondagmôre te praat die Here met Suster Elise ons sê, dat die gebedsgroep mense, dat die intercessors begin in te tree vir die kerke van die land. Yes. Weet jy wat dit beteken? Dit beteken nie net vir die kerk nie, hoor. Dit beteken nie net vir die paar mense wat op die gebedsgroep is nie. Dit beteken die hele gemeente moet begin om in te tree. Hoor wat ek vir u sê, ons gaan nie staande bly in hierdie land as ons nie meer gaan bid nie. Ek wil vir u sê, ons kan programme aan mekaar flans en ons kan die beste musikante en die beste program op 'n Sondagmôre en 'n Sondagaand in die kerk hê. Ons kan week na week ons program volmaak, maar as die gebedsprogram leeg is alles kragteloos. Amen. Herstel. Ek wil hê ons moet Psalm 23 sing. Kan ons dit doen? Net vir 'n oomblik weer sing waar hy lê. Volg ek gewillig. Die Here is my herder. En as ek vanmôre verklaar, hy is my herder. Kom op, staan met vir 'n oombliekie stil. Ek gaan nie vir jou uitnodiging maak vanmôre nie. Ek kan dit doen, kan ek nie doen. Want jy sien, gebed is 'n persoonlike verhouding met God. Het niks met 'n ander een te doen. Ek kan na vriend toe stap en vir hom sê, my broer, ek het 5 ure gister gebid. En ek kan vir die gemeente vertel hoeveel dae ek vas. En ek kan jou vertel hoeveel dae ek bid. Ek wil vir u sê, dit het geen waarde nie. Maar weet jy wanneer dit gebed waarde? As jy sien hoe dat die Here saam in 'n saak begin in beweeg. Dinge verander. Wil net sluit met 'n getuienis. Julle paar jaar terug, toe sit ons in Western Area Kerk. So geen die bediening nie. En daar sit 'n broer, is pas getroud. Hy het nie 'n kar nie. Sukkel om oor die weg te kom. En op 'n gewone woensdag aand bid hier. Toe roep die pastoor buite en hy pak 4 stoele daar. Hy sê, kom. Sit hier so, iemand stap en wil gaan haal die asblikdeksel. Hulle sê vir hom, vanaand roep ons die goed wat nie bestaan nie asof dit bestaan. En een van die broers in die kerkraad stap uit en hy gee vir hom 'n stel sleutels. En hulle sê vir hom, start jou kar. Start jou kar. En hy klim daai aand agter daai asblikdeksel in. Dieselfde asem sê die pastoor, vir moenie worry oor die 2 stoele agter, dis die kinders wat kom. Hoor gou mooi. Hy het net 2 kinders. Daar aan toe die manifestasie plaas geraak. Toe staan die pastoor, hy sê vir my, jy sal nooit weer sonder 'n kar wees nie. En hy doen sy manifestasie. En my broer het tot vandag toe nog nooit weer sonder 'n kar. Hy is 'n geseënde van die Here. Vermoorde man geword in sy tyd. Weet jy hoekom? Want die kerk was gevul met die Gees van God. Weet jy wat is die lekker is? As die Here op 'n Sondagmôre in 'n kerk kan staan. Hulle begin die waters op die platform te roer. Jy kom agter die musikante kan nie meer speel nie. Want die salwing is te groot. Die krag van die Here is te groot. En die heerlikheid van God is te sterk. En die gemeente begin wonder wat is aan die aan te gaan. En jy beskielik, dan vind jy, daar van agter in die kerk, is daar 'n rol van krag en van heerlikheid. Weet jy hoekom? Want die hemels en die wagtorens van God is gevul met die heerlikheid en die Gees
van die Here. Weet jy dat daar was 'n enorme offer by die inwyding van die tempel. Salomo het miljoene der miljoene se vuur geoffer en hy het gedoen by die inwyding van die tempel. Maar weet jy, toe hy begin bid, sê die woord van die Here, het God die plekke in 'n beroering gebring. Hy sê die priesters kon nie staan diens te doen vanweë die heerlikheid van die Here nie. Dank van die Here, is tyd om terug te kom. Is tyd om terug te kom na die plek van gebed. Is tyd om terug te kom aan God se heerlikheid en ons sy gelykskap. Want te lank het ons getorg oor wie sit 'n taai aan. En wie trek 'n soet aan. Terwyl die Gees van die Here sy eie mantel het, wat hy oor die mens wil uitgooi. So hou op hardloop. Verander jou skedule. Yes, hallelujah. Oorlooi. Verander jou agendas. En hierdie week sal ons kontak maak met al die leiers van die gemeente. En hoor gemooi, ons gaan 'n bediene. Dankie, Here. En ons gaan weer verskoning maak. Hallo? Amen. Ons gaan 'n bediene. En ons gaan weer verskoning maak. Ons gaan die beginsels terugbring. Sondagoggend. Ons het altyd woordskool gehad. Hoe lank was dit? Pieter, julle Gideon van 8. Ek doen 'n versoek op die kerk van die Here dat ons intercessionsgroep begin van 8 tot 8:30 kwart voor 9 binne die kerkgebou. Binne die kerkgebou. Al begin ons met 2 of 3, die das nog beter. Ons sal vroeër kom ook. Ons gaan deel van dit wees. Dankie, Here. Let's start praying. Want jy sien dit gaan gebeur wees. Goed so gaan maak. Die werk is oorwinningswerk vir my. Hoe langer ek voor die Here buig, hoe lig het my op. Want hy sê hy, wat hom onder die kragtige hand van God verneder,